Hartlik welkom by ons reeks Allesbehalwe Gemiddeld. Nou as jy 'n groep graad 1 sou vra, wie van julle kan sing, dan sal almal hulle hande opsteek, nê. Nee. Hulle wil die hoofrol speel in Frozen, hulle is gereed vir dit, nê. Nee. Vra 'n klomp matrieks en niemand steek meer hulle hande regtig op nie. Iets het gebeur soos wat ons ouer geword het. Toe jy klein was, sou jy enige iets word behalwe gemiddeld. 'n Popster, 'n filmster, 'n president, 'n dokter. Toe word ons groot en ons leer om tevrede te wees met dit wat gemiddeld is. Ons stagneer in ons gemiddelde lewe. Jesus nooi ons uit om 'n lewe te leef alsbehalwe gemiddeld. In week 1 het ons gepraat oor hoe ek en jy dis gemiddeld om op te leef na mense se verwagting toe, maar ek en jy moet eerder 'n lewe kies waar ons mense se verwagting oorskry. Laasweek het Paul met ons gepraat oor hoe om beter verhoudinge te hê, nie net 'n gemiddelde verhouding te hê nie, en wat kan ons daaromtrent doen. Nou Matteus 5 tot 7 sien jy die gewilde bergpredikasie waar Jesus die gemiddelde stellings uitdaag. Hy sê vir hulle, julle het gehoor dat daar gesê is, en dan sê hy vir hulle, maar alsbehalwe gemiddelde mense doen dinge anders. Soos wat Jesus praat, kom daar klomp mense bymekaar. 'n Groot skare sit later daar reg voor hom, nê. Mense hang aan sy lippe. Maar dan eindig hy, en dis waarby ons vandag uitkom, dan eindig hy in Matteus 7 met 'n uitdaging. Jesus kyk na hierdie groot skare wat voor hom sit en hy sê vir hulle, almal van julle luister na wat ek sê en weet presies wat om te doen, maar net 'n klein handjie vol van julle gaan actually opstaan en dit regtig begin doen. Jy weet altyd presies wat om te doen. Jy weet wat om te doen. As mense jou vra, hoe moet jy 'n gesonder lewe leef, dan weet jy. Jy weet mens moet 3 keer oefen 'n week en jy moet gesonder eet en ophou brood en suiker eet. As dit kom by jou huwelik, jy moet luister na jou vrou, onthou sy is altyd reg, jy moet vir haar sê sy is mooi. Jy weet al hierdie goeters hoe om dit te doen. Maar hoe kan ek en jy 'n alsbehalwe gemiddelde lewe begin leef, waar ons nie net weet wat om te doen nie? Die vraag is eerder, hoe kan ek en jy begin doen? Kan ons dit begin in aksie sit? Dis gemiddeld om te weet wat om te doen. Jesus sê, net om na my te luister, verander nie jou lewe nie. Dit sal nie jou lewe transformeer nie. Dis goed om te luister, en dis dalk die begin vir die meeste van ons. Maar daar's 2 tipes mense, die wat net luister en nooit iets daaromtrent doen nie. Ons kom op die plek in ons lewe waar ons tevrede is om onsself te pat op die skouers en te sê, yes, ek gaan kerk toe, yes, ek luister na preke en ek luister sommer nog na 'n paar op YouTube ook. En ons dink dis die ultimate om kennis te kry. Ons begin sommer te dink dat ons is beter as ander mense omdat ons gereeld luister na 'n preek. Jesus sê, dis gemiddeld, dis die breë pad. Dan is daar 'n klein groepie mense, 'n smal pad, alsbehalwe gemiddeld, die wat gaan begin doen, het actually begin doen. Jesus kyk na hierdie groot crowd voor hom en sê, net 'n paar van julle gaan vandag wegstap en actually begin doen wat julle vandag gehoor het. So Matteus 7 vers 24 sê hy dit. Hy sê, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man. En dan die teendeel. En elkeen van julle wat hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, hulle luister ook, sal vergelyk word met 'n dwaase man. Van julle gaan nie wegstap en net luister. Jy het jouself krediet gegee vir die feit dat jy 'n kerk toe gaan. Dalk selfs notas maak, nê. Ek is so trots op myself omdat ek geluister het. Ons trap so maklik in hierdie lokvel deur om te dink dat as ek kerk toe gegaan het, is ek 'n goeie mens, is ek beter as ander mense. Maar Jesus kom en hy vra, het jy enige iets al begin doen van wat jy hoor, van wat jy luister? Hy sê om te luister en nie iets te doen nie, hy sê dis dwaas. Alsbehalwe gemiddelde mense begin dit wat hulle gehoor het en geleer het, begin hulle uit te leef in hulle alledaagse lewe, met hulle huweliksmaats, met hulle kinders, met hulle kollegas. Jesus skets dan vir ons 'n spesifieke prentjie of 'n metafoor om dit te illustreer. Hy sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis, en hier is ons illustrasie, wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots gewees.
Wat jy glo is belangrik. Natuurlik is dit belangrik wat jy glo, maar jou huis word nie gebou op net wat jy glo nie, maar dit word eerder gebou op hoe ek en jy ons geloof uitleef. Dis ver meer belangrik wat jy doen en hoe jy leef, as wat jy net sit en net glo. Jesus gee nie riglyne vir ons hoe om ontslae te raak van die storms van die lewe nie. Die storm kom na albei toe, die een wat op die rots gebou het en die een wat op die sand gebou het. Niemand kan hierdie storms vermy nie. Die punt is dat jou fondasie van jou lewe moet sterk wees as die storms kom. En hoe jy jou fondasie sterk bou, is nie net wat jy glo nie, maar dis hoeveel van wat jy weet, jy actually begin uitleef. Jesus sê, ek wil hê jy moet voorberei vir die storms. Hoe meer jy begin doen wat jy glo, hoe sterker word jy teen die storms en omstandighede. Dis hoe ek en jy volwasse word in ons geloof. Dan die teendeel, en hy sê, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister, en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man, en dan weer 'n prentjie, wat sy huis op die sand gebou het. Die teleurstelling net op 'n kind se gesig, as jy nou gister 'n sandkasteel gebou het daar op die strand, en jy kom nou vandag daar aan, en al daai harde werk van gister is weg, dit het weggespoel. Jesus sê, ons kill onsself, deur om te dink dit gaan oor hoeveel ons weet, en hoeveel ons glo. En dan dink ons by onsself, ons is volwasse teen die storms, ons is volwasse teen die storms en die uitdagings van die lewe as gevolg van inligting. Dis eers wanneer ons Jesus se woorde begin uitleef, dat ons volwasse word en sterk word teen die storms en omstandighede. Wanneer Jesus sê, moenie 'n dwaas wees nie, dan bedoel hy, moenie jouself kill nie, moenie jouself bedrieg deur om te dink, ek is great of ek is iets groots, as gevolg van dit wat ek net glo en dit wat ek weet nie. Hier is die punt, om te begin doen, bepaal of ek 'n sterk of 'n swak fondasie gaan hê. Dis in die doen. Hy eindig in vers 27, en die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai, en teen hy huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. Ons fondasie van ons lewe begin eers sterk te word, wanneer ons begin doen. Net om 'n klomp goed te weet, en 'n klomp goed te glo, maak nie jou opgewasse teen storms nie. Gemiddelde mense weet wat om te doen. Alsbehalwe gemiddelde mense doen wat hulle weet. Ons almal weet wat om te doen. As dit kom by jou gesondheid, as dit kom by jou huwelik, by jou werk, ander mense, vriende, familie, dis great om te weet, maar sonder die doen, is die weet eintlik niks werd nie, is nutteloos. Sonder die doen is jou geloof nutteloos. Wat is daar wat jy weet wat om te doen, maar dit nie doen nie? Dis 'n goeie vraag vir my ook. Moenie iets niets gaan uitdink om te doen nie. Partykeer soek ons na nuwe goed, want ons is nie bereid om die huidige goeders te begin doen nie. Nee, iets wat jy van kleins af weet, vir jou vyande te bid. As jou oog jou pla, pluk hom uit. Gee op so 'n manier dat dit jou actually iets kos. 'n Gemiddelde pa, ek weet dit, ek moenie heeltyd op my foon wees of TV nie. En wat gaan Annabel en my kinders eendag op my begrafnis sê? My pa, hy was so mal oor sy nice iPhone en sy TV, sy groot TV. Ek weet ek moet fokus en meer speel met my kinders, in die oomblik wees en my volle aandag daar gee. Ek weet dis wat ek moet doen, maar doen ek dit? Nie altyd nie, soms. Wat van jou? Jy weet wat om te doen. Kom ons sit hande en voete aan ons geloof. Mag ons nie onsself so blind staar aan die feit dat ons kerk toe gaan en dat ons baie preke luister en dat ons hierdie slim Christene is vol inligting nie. En vergeet dat dit eintlik gaan oor hoe ons dit wat ons glo en weet moet uitleef. Wees alsbehalwe gemiddeld. Ek gaan nie net luister nie, ek gaan begin doen. 'n Sterk fondasie kos altyd 'n prys. Wat is dit wat jy moet begin doen? Ek is klaar met groot praat en met slim geloof, ek gaan begin doen.